Dani, ons praat hier van die grootste ras ter wêreld. Jy was nou net by die Wêreldkongres. Vertel ons bietjie jou indrukke. Chris, ja, nee, dankie vir die geleentheid. Ek dink wat ons geleer het in die Wêreldkongres is dat Angus besig is om die wêreld oor te neem. En als te danke aan vleis. Ek bedoel, ouens, al die ander lande wat ons mee gemeng het en gesels het, ek bedoel, dit neem dit oor. En dit is as gevolg van die vleis en die vleiskwaliteit. Hulle het plekke en sisteme goed in plek wat hulle vleis uitvoer en aan ander lande toe, en dit groei net die ras oral, want Angus is bekend vir die vleis so. En dit is interessant, ek wil ons staan hier so voor die pragtige rooi bil, maar dis eintlik maar die swart beeste, né, wat elders in die wêreld populêr is. Ja, die res van die wêreld is swart, so meeste van die ander lande is swart, Suid-Afrika is rooi. Rooi is mooi. Hier wil hulle rooi hê, so, maar ek bedoel die vleis bly dieselfde, as die vel af is die vleis dieselfde. En dit is ook hoekom julle betrokke is by die plaaskombuis, né? Ek wil julle dit was 'n brisket, né, laas jaar. Ja. En dit was die gewildste onder al die disse. En dit vertel ons ook 'n storie. Ja, nee, verseker. Ek dink dis wat ons vir die ouens wil sê. Ek bedoel, ons is gewoond in Suid-Afrika, ons eet net 'n steak, maar daar's ander snitte wat net so lekker is, en dis hoekom ons brisket gevat het, want dit is net so lekker as hy reg gaar gemaak word. En ek bedoel, mense kon dit sien hier, dit het vinnig uitverkoop en die mense was mal daaroor so. Dink jy dis nog 'n leemte wat ons het? Ek wil brisket byvoorbeeld in Amerika, hulle rook hom ons, en dis eintlik nog 'n populêre snit. Dink jy ons in Suid-Afrika daar's 'n bietjie opvoedingstaak daar wat ons kan Ek dink so. Ek dink om die produsent of die verbruiker gewoond te maak aan hierdie ander snitte, wil ek sê, is 'n groot werk en is 'n lang pad wat mense stap, en jy gaan eintlik maar stadig maar seker vordering maak. Ek bedoel, die mense daar buite, ons is nie in Suid-Afrika so ingestel op goeie kwaliteit vleis nie. So ja, is 'n lang pad wat mense loop, maar ons moet dit doen. Want ek sien by die Chisenyamas byvoorbeeld, is hulle baie lief vir chuck, dun gesnyde chuck, wat eintlik nogal lekker is, né? Chuck is lekker. Ek bedoel, chuck steak is van die lekkerste steaks wat jy kan kry as jy hom so braai, maar ek bedoel, niemand sny dit so nie. Ja. Dis een van die ding van die beeste is, as jy gaan na skape toe, 'n hele karkas word gebruik. En beeste wil die ouens net steaks hê en jou diersnitte, en die ander gaan met malvleis en wors, en ek bedoel, dis iets wat ons kan gebruik om daai snitte te gebruik en ja, die eet. Ek bedoel, dis. So sê my Dani, ek wil julle te by uitstek 'n vleisras. Ek wil dis wat julle eintlik teel. Die genetika is nou een ding, maar op die einde van die dag is dit maar vleis wat dis is die produk wat julle teel. Dink jy in Suid-Afrika boere het groot genoeg waardering vir die kwaliteit van die produk wat hulle produseer, want Suid-Afrikaanse beesvleis is regtig uitsonderlik uit my perspektief. Ja, nee, verseker nie, ons was nou weer oor, en ek bedoel, ons het nie lekkerder vleis aan die ander kant gekry as wat as jy het nie, as jy regte vleis eet nie. So nee, dit is 'n leemte, en ek dink ons is net vir vleis geteel, en dis wat ons doen, maar in die res van die wêreld kan jy dit sien. Ons teel net vir vleis en vleiskwaliteite. In Suid-Afrika moet ons ongelukkig met 'n kommersiële mark meeding om bulle te kan verkoop. So daar moet jy anders teel, en jy moet bulle teel wat aangepas is en kan werk in Suid-Afrikaanse omstandighede. Jy kan nie net vir een eienskap teel nie. So ek dink dis 'n groot leemte vir ons in Suid-Afrika dat ons nie 'n graderingsstelsel in plek het wat goeie kwaliteit vleis waardeer nie. So ek dink dis iets wat ons kan werk, en ek glo dit gaan verander in die toekoms. En as dit verander, gaan dit net vir ons ras 'n voordeel wees, want ek bedoel, ons het klaar die vleiskwaliteit, so jy gaan net vorentoe gaan. Jy is klaar in die voorkant van die tou. Gee net vir ons 'n idee van hoe lyk die perfekte Angus bees? Ons funksionele doeltreffendheid as jy bulle teel bly altyd die belangrikste, want die ouens, jou kommersiële mark brei 'n groot mark, so jy moet bulle teel wat kan werk daar buite. En dis maar eintlik waarvoor ons in Suid-Afrika teel. Ons teel vir bulle wat kan werk vir die kommersiële mark. So loopvermoë, medium ram wat aanpas op veld, alle tipes veld. Ek bedoel, reg oor die land moet hy kan aanpas. Dis waartoe ons gaan. Ja, en ons het nou 'n ander klomp faktore wat die Angus uniek maak, lae geboortes, spoenskop wat 'n groot ding raak nou. Maar jy moet altyd daai funksionele doeltreffende bees teel wat kan werk en wat kan funksioneer in die veld in enige omstandighede. En dan Dani, net laastens, ek wil julle sê hier by Nampo, ek wil dit is natuurlik dis maar eintlik 'n skou waar ouens kom wiele skop. Julle moet maar hier wees. Ek wil wat jy weet, hoe lyk 'n suksesvolle Nampo vir jou? Mense, as ons mense kan ontmoet, en ek bedoel, dit gee vir ons die geleentheid om met ons kommersiële teelers en met ons stoetteelers 'n slag te sien, want jy sien baie min jou kommersiële teeler en die ou wat by jou bulle koop en by die veilingsbulle koop, en dis 'n geleentheid vir om daai ou te sien en bietjie met hom te gesels en wat werk vir hom en wat werk nie vir hom. So nee, Nampo dis 'n lang week, maar dis lekker en mens moet hier wees. So dis. Dani, baie dankie vir jou tyd. Ek hoop julle het 'n goeie Nampo week en ons sien julle 'n bietjie later by die plaaskombuis. Dankie Chris, sien vir jou daar.